Ons lees in Johannes 7, op die laaste dag van die groot hittefees, het Jesus daar gestaan. En Jesus het uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my toe kom en laat hy drink. Met die een wat in my glo, is dit soos wat die skrif sê: strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof gekom het in hom, sy die Gees ontvang het. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Vandag gaan ons gesels oor die Heilige Gees, want vandag is Pinksterfees. Maar op hierdie spesifieke oomblik, op hierdie groot dag van hierdie spesifieke fees, doen Jesus iets ongehoords, iets ongelooflik wat mense sou ontstel. Hy neem die woord sonder 'n uitnodiging en hy skree dit uit. Hy fluister dit net nie, hy maak 'n aankondiging aan die hele wêreld. As iemand dors het, laat hulle na my toe kom en laat hulle kom drink. Hierdie woorde sou mense verskriklik ontstel het. Dit weer klink soos 'n weerligstraal in die woestyn. Die Jode is daar vir 'n hittefees wat met water te doen het. Die hele fees was gebou rondom die herinnering van God se voorsiening in die woestyn, hoe hy sy volk met water versadig het uit 'n rots. En hier staan Jesus en hy sê vir die mense by hulle fees: ek is daardie water. En dan sê hy self nog iets meer skokkend. Hy sê vir hulle: strome lewende water sal uit die hele binneste vloei. Wie's hy om dit te sê? Want nie net gaan jy versadig word nie, jy sal 'n borrelende fontein word. Jesus praat hier van my en van jou, ek en jy, wat so dikwels sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Die uitnodiging wat Jesus hier stel is universeel vir almal. Vir almal wat dors het. Maar dit is 'n belofte wat gerig is aan die wat glo, die wat bereid is om te kom water haal. Nou kom ek gee vir jou 'n stukkie agtergrond oor hierdie hittefees, want die Jode het 'n groot ding gemaak van belangrike feeste. En om die krag van Jesus se woorde hier in hierdie gedeelte in Johannes te verstaan, moet ons die konteks van die hittefees beter verstaan. Op die laaste dag, dag 8 van die fees, het die hoëpriester gaan water haal en die Kedron spruit. En dan het hy daarvoor almal hierdie water oor die altaar uitgegiet as 'n simbool van hulle afhanklikheid van reën, van God se lewegewende water, van God se seën oor hulle, en dan hierdie mense wat die fees bywoon, gebid vir 'n goeie reënjaar. En presies op hierdie oomblik, wanneer die hoëpriester die water uit die Kedron spruit hier op die altaar uitgooi, gaan staan Jesus en hy sê: ek is hierdie water, kom na my toe. Natuurlik gaan mense ontstel wees, want hy gee aan 'n ou ritueel 'n nuwe betekenis. Dit gaan nie meer net oor die fisiese reën nie. Dit gaan oor die Gees wat uitgestort word, oor God wat in my kom woon, oor die bron van lewe wat binne in elkeen van ons kom uitborrel. En dan lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees. As Jesus in vers 39 sê dat dit wat hy nou sê is oor die Gees wat gaan kom. Dieselfde Gees wat in Handelinge 2 uitgestort is in die bovertrek waar die disippels bymekaar is, op gewone mense. Mense soos ek en jy, mense wat sukkel om te glo. Dink maar net aan Petrus. Die Petrus wat vir Jesus verloon het, wat homself oorskat het. In daardie vertrek daal die Gees op hom ook neer, soos 'n vuur, en iets gebeur. Petrus verander. Hy word 'n man wat strome lewende water uitstort. Hy kan nie anders nie. Hy getuig sonder skaamte en hy gee elke liewe stukkie van homself. Dink aan Paulus 'n hele paar jaar later. Eers 'n vervolger en toe 'n apostel. Eers 100% teen die evangelie en toe 100% vir Jesus, geslaan, verhoor, vermoor, en dit alles omdat hy nie anders kan nie. Omdat die Gees in hom was en uit hom hierdie water gevloei het wat lewe bring, kon hy dit nie vir homself hou nie. Kom ons dink vir 'n oomblik aan hierdie strome lewende water. Want dis hoe God se Gees werk. Dis my en jou uitnodiging, en ek en jy vier vandag die Pinksterfees. En hierdie Pinksterfees herinner ons, die Gees is reeds uitgestort. Hierdie belofte is vervul. Jesus is verheerlik. Hy het opgevaar na die hemel toe en hy sit aan die regterhand van God. Die pad is oop. Die Gees is hier. Maar
Die Gees dwing hom nooit op enigeen van ons af nie. Jesus sê, as iemand dors het, dit beteken jy moet hierdie water wil hê. Jy moet na hom toe kom en jy moet wil drink hiervan. Jy moet glo in wie Jesus is. Ons lees in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. God is nie bombasties nie, hy skop nie deure af om in te kom nie, hy is daar. Dit lê by my en by jou om vir hierdie deur oop te maak. En daarom wil ek weer 'n bekende beeld met jou deel van 'n tuinslang wat sommer net in die tuin lê. Dalk moet ek en jy vanoggend weer besef, ons hoef nie die water te wees nie. Ons hoef nie die water iewers te kry nie. Ons moet gewoon oop, bereid en daar wees, soos 'n tuinslang wat in God se tuin lê, sodat hierdie water deur ons kan vloei, dat God se Gees deur ons kan werk. En bid gerus vandag hierdie eenvoudige, maar kragtige gebed saam met my. Sy woorde sal ook op die skerm wees. Here, maak my vandag 'n houspyp. Sommer net 'n ordinêre houspyp wat gereed lê in die tuin. Weerhou my daarvan om te probeer om 'n kristalkraffie te wees. Mooi, stylvol, maar suinig. Hou my weg van die leegheid van 'n erdekruik met 'n bodem. Koel van buite, maar leeg van binne. Here, nee, ek wil net 'n kanaal wees. Laat die strome van lewende water deur my vloei en wys my die verwelkte mense wat rondom my dors is. Amen. Daarom wil ek vandag saamvat deur vir jou te sê, toe Jesegiel op 'n stadium oor die dag van die Here geprofeteer het, die einde van alles, het hy gepraat van water wat uit die tempel sal uitvloei. Eers net enkel diep, dan knie diep, dan heupdiepte. En waar daar die stroom gaan kom, daar lewe. Die dooie see kry lewe, daar kom vrugtebome, genesing, voorsiening vir almal. En Jesus sê, dit het nou gebeur. Die stroom is los en oop en dit vloei vry. Jy is daardie tempel. Die Gees is in jou, waar jy gaan, moet daar ook lewe volg. En daarom wil ek jou uitnooi. Wil jy nie agter Jesus aanloop nie, nie omdat jy perfek is nie, maar omdat jy oop is vir die water van God om vrylik deur jou te vloei, oor God se Gees wat in jou is. Omdat jy God se Gees toelaat om jou ook te verander, soos wat hy vir Petrus en vir Paulus en almal daarna verander het, want ek en jy kry elke dag so 'n uitnodiging. Jesus vra vir jou, is jy dors? Kom en drink. So bid gerus saam met my vandag die Onse Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos wat ons ook hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. Here, bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die koninkryk en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dis wonderlik om te besef dat God se Gees vir jou 'n werklikheid is. Dat dieselfde Jesus wat vol van homself by die hittefees gaan staan en sê, julle is hier om oor water te praat. Julle is hier om te bid dat God dit laat reën. Ek sê vir julle, ek is hierdie water en as jy na my toe kom, is jy nooit weer dors nie. Dieselfde wat hy vir die Samaritaanse vrou by die put gesê het. Ek kan vir jou water gee wat lewe bring. God het dit vir jou ook gegee en mag ek en jy so leef, dat die wêreld sal sien dat hierdie strome lewende water uit ons uitborrel. Want die ou katekismes sê vir ons, God is die alleroorvloedige fontein van alles wat goed is. Mag jy besef dat God dit ook in jou binneste laat borrel. Mag jy vrug dra. Mag jy iets van sy teenwoordigheid beleef en mag dit mense rondom jou nuuskierig maak. Ons gaan hierdie week begin om na gemeentemense se stories te luister. As jy graag jou storie met ons wil deel, kom gesels gerus met my. Want dit is ongelooflik om mekaar se getuienisse te hoor hoe mense iets van God beleef. Mag jy 'n fantastiese dag hê.